Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, welkom by Straatwys. 'n Vriendin van my vertel nou die aand vir my iets wat met haar gebeur het. 'n Ervaring wat sy met ander mense gehad het. En soos sy die storie probeer verduidelik, stop sy oor en sê, ek het nie woorde nie. En jy kan hoor hoekom. Want wat gebeur het, maak net nie vir haar sin nie. Dis nie hoe sy sou optree nie, dis nie hoe sy oor mense dink nie, dis nie hoe sy die wêreld verstaan nie. En tog het iemand iets gedoen wat net nie in haar raamwerk inpas nie. En dis presies waar die probleem lê, nie dat daar nie woorde bestaan nie, maar dat wat gebeur het nie pas by die woorde wat ons het nie. En dis iets wat ek en jy goed ken, want ons bou almal 'n manier van hoe die lewe moet werk in ons koppe, en ons glo sekere goeders oor mense, oor wat reg en verkeerd is, oor hoe dinge behoort te wees. Dis hoe ons sin maak van die wêreld. Maar dan gebeur iets, en dan pas dit nie. En skielik het jy net nie woorde nie. Nie omdat daar iets fout is met jou nie, nie omdat jy nie kan dink nie, maar omdat die realiteit voor jou bots met die storie binne in jou en jou idees binne in jou. En dis 'n absolute ongemaklike plek. Dis daai plek waar jy voel, maar dit maak nie sin nie, dit behoort nie so te wees nie. En tog is dit. En dit vat my toe terug na 'n storie van Hanna in die Bybel. 'n Vrou wat nie kinders kon hê nie, en in daai tyd het dit beteken dat jy amper minder werd is. Sy word gespot, sy word uitgestoot, en haar werklikheid is in direkte kontras met wat sy glo die lewe moet wees. Dit is nie reg nie, dis nie regverdig nie, dit maak nie sin nie. En op daai punt gaan sy tempel toe, nie met 'n mooi gebed nie, nie met groot woorde nie, maar net as gebreekte mens. En daar staan sy en sy mompel, sy kry nie woorde uit nie, haar lippe beweeg, maar daar is eintlik geen woorde nie. En Eli kyk na haar en dink, hierdie vrou is dronk. Maar God hoor haar. Nie net haar woorde nie, maar haar hart. En dit sê vir my iets wat baie belangrik is. Want daai plek waar ek en jy nie meer woorde het nie, is nie noodwendig altyd 'n slegte plek. Dis 'n menslike plek, maar dis ook 'n eerlike plek. Dis 'n plek waar jy ophou probeer reg praat en net begin voel en leef. En dalk is dit juist daar waar God die duidelikste hoor wat in jou hart aangaan. Maar dan kom die groot vraag, wat maak ons met daardie plek, daardie oomblikke? Want dis een ding om te sê, dis okay om nie woorde te hê nie, maar dis 'n ander ding om daar vas te sit. Want as ons nie versigtig is nie, maak daai woordelose oomblikke ons lam. Jy voel onkapabel, jy voel seer, jy voel vasgevang, seer gemaak, en baie mense stop net daar en hulle bly daar vas staan. Hulle hou op probeer, hulle hou op leef en hulle hou op vorentoe beweeg. En dis waar die uitdaging lê, om dit te erken vir wat dit is, maar dit nie toe te laat dat dit jou stop nie. En dis waar musiek vir my so 'n mooi voorbeeld is. Want nie alle musiek het woorde nie. Partykeer is dit net 'n instrumental, en tog beweeg dit jou. Jy kan nog steeds jou kop knik, jy kan nog steeds jou voete tik, en jy kan nog steeds dans, al verstaan jy nie die taal daarvan nie. Want daar is nie woorde nie. En dalk is dit hoe ons die lewe ook moet leer hanteer. Ja, beslis gaan daar tye wees wat nie sin maak nie. Ja, mense gaan dinge doen wat ek en jy nie verstaan nie. Ja, jy gaan oomblikke hê waar jy net sit en sê, ek het nie woorde nie. Maar moenie ophou leef nie, moenie ophou beweeg nie, moenie ophou dans nie. Al praat die lewe 'n ander taal as jy, kan jy nog steeds die ritme voel. Al maak dit nie sin in jou kop nie, kan jy nog steeds vorentoe gaan. Want die lewe gaan nie altyd vir jou verduidelik nie, en dit gaan nie altyd vir jou sin maak nie, maar dit nooi jou nog steeds uit om te wees. So ja, erken die stilte, erken die verwarring, erken die onreg, maar bly in die ritme. Want selfs sonder woorde speel die musiek nog steeds, en jy kan nog steeds dans. Ek hoop jou dag is wonderlik, en tot ons weer saam stap, mooi loop.